regverdige. Want hier brand dit nog steeds, mense se huise brand af, duisende hektars brand af, die vloede stroom, die reën val en die mense bid en die verwoesting gaan voort en ek kon nie help om te worstel met hierdie vraag nie. Dit het my vir die afgelope meer as 'n week besig gehou en in die nagte opgehad. Wie is die regverdige? Here, is ek 'n regverdige? Ek meen, wie van ons sit vanmôre hier en wil nie hê dat ons gebede krag moet hê nie. Die Bybel sê die gebed van die regverdige het 'n kragtige uitwerking, maar tog bid ons en ons smeek en pleit die Here in verskillende omstandighede en dan voel dit vir ons asof alles net eenvoudig deur ons vingers glip. Waar maak ons die fout? Mense wat die Here smeek vir hulle besighede, vir hulle finansies, vir hulle gesondheid, miskien dalk vir die lewe van 'n geliefde, staan baie kere magteloos en toe kyk hoe dinge net eenvoudig voor hulle wegkwyn. Wat verstaan ons nie? En my gebed is regtig dat die Heilige Gees vanmôre hierdie geleentheid sal gebruik en my as 'n instrument gebruik om te poog om te kyk of ons nie by 'n antwoord kan uitkom nie. Want as ek nou na die jaar kyk, het ek gedink, moet ek nou vir julle hier 'n nuwejaarsvoorneme preek bring, maar weet jy wat, nee, as jou geestelike lewe nie diepte het nie, as jou gebed nie 'n uitwerking het nie, wat se vooruitsig maak saak? So my vooruitsig is, Here, dat ek net 'n dieper verhouding met U kan hê. Dat hierdie persoon, dat hierdie mens net elke dag so 'n stukkie nader aan U kan beweeg, al is dit net 'n klein bietjie, maar dat ons net bietjie vordering maak elke dag in ons gebrokenheid. So ek vat jou na Jakobus toe en ek wil hê jy moet saam met my volg. Ek gaan eers hierdie gedeelte net vir jou lees om vir jou 'n bietjie konteks te gee en dan praat ons daaroor. Jakobus skryf, as iemand van julle swaar kry, is die mense wat swaar kry, dan moet hy bid. En as iemand opgeruimd is, dan moet hy psalms sing. As iemand van julle siek is, moet hy die ouderlinge van die gemeente roep, sodat hulle vir hom kan bid, nadat hulle hom in die naam van die Here met olyfolie gesalf het. Die gelowige gebed sal die sieke gesond laat word, en die Here sal hom weer oprig, en as hy sonde gedoen het, sal hy vergewe word. So. Bely dan julle sondes teenoor mekaar en bid vir mekaar sodat julle gesond kan word. Die gebed van 'n regverdige is baie kragtig in sy uitwerking. Elia was 'n mens net soos ons en hy het vurig gebid en dat dit nie moet reën nie en dit het vir 3 jaar en 6 maande lank nie op die aarde gereën nie. Ek gaan net tot so ver lees. Kom ons gaan terug na die eerste versie toe. As iemand van julle swaar kry, moet hy bid. As iemand opgeruimd is, dan moet hy psalms sing. Jakobus kom in hierdie gedeelte en dan kom hy met 2 uiteenlopende uiterstes van die menslike ervaring. Aan die een kant sê hy as julle swaar kry. Ek het gewonder of hierdie woord swaar kry nie dalk een of ander wonderlike betekenis het wat ek bietjie kan ontgin nie. Maar die Griekse woord wat Jakobus hier gebruik is regtig so wyd soos die Here se genade. Met ander woorde, hy sê alles waaraan jy kan dink, die fisiese swaar kry, die emosionele swaar kry, die geestelike swaar kry, hy gebruik 'n woord hier wat net eenvoudig alles wat jy in jou menslike ervaring kan definieer as swaar kry, vang hy vas met hierdie een enkele woord. Alles waaraan jy kan dink. En dan kom hy en hy sê as jy swaar kry, as dit baie sleg met jou gaan, hy sê dan moet jy bid. En as dit baie goed gaan met jou, soos wat ons nou gaan kyk. En ek glo dat wanneer ons kyk na hierdie swaar kry, dan kan ons sekerlik ook die brande en mense se verliese, die vloede, die pyn en die emosionele stryd waardeur mense moet gaan by 'n siekbed of by 'n sterfbed of wanneer jou finansiële situasie net in 'n gemors is, op elke liewe faset word vasgevang in hierdie enkele woord. As iemand van julle swaar kry.
En dan maak hy hierdie gedagte los. Hy sê dat wanneer 'n gelowige op hierdie plek kom, dan kan jy in die versoeking kom om woede te hê. Jy kan in die versoeking kom om teleurstelling te ervaar. Hy sê jy kan met teleurstelling reageer. Hy sê jy kan verskillende dinge doen. Daar's soveel emosies wat by jou loskom wanneer dit met jou swaar gaan. Jy voel die Here het jou verlaat, jy voel teleurgestel, jy's kwaad, jy's ongelukkig, jy voel magteloos, jy voel hopeloos. Alles is vasgevang. En dan sê hy maar die behoorlike reaksie is om te bid. Maar nou bid ons. En ons smeek die Here en ons pleit by God vir 'n deurbraak en dan kom dit nie. Hoe moet ons reageer met hierdie situasie? En dan kom Jakobus en dan beweeg hy na die totale ander spektrum toe. Hy sê maar wanneer jy opgeruimd is, wanneer dit goed gaan. Hy sê wanneer jy op hierdie punt kom en gewoonlik wanneer dit maar so goed gaan met ons, dan vergeet ons so 'n bietjie dat die Here vir ons omgee. Is dit nie so nie? Maar hy sê wanneer dit goed gaan met julle, dan moet julle lofsange sing. So of dit baie sleg gaan met jou en of dit baie goed gaan met jou, jy moet altyd jou vreugde moet jy op 'n manier in die Here vind. Dis asof Jakobus vanmôre vir my en vir jou vra, hoe gaan dit regtig met jou? Hoe ervaar jy op hierdie oomblik die lewe? En ek dink elkeen wat hier sit, het sy eie antwoord. Verder skryf hy, as iemand van julle siek is, dan moet hy die ouderlinge van die gemeente roep, sodat hulle vir hom kan bid, nadat hulle hom in die naam van die Here met olyfolie gesalf het. Nou hierdie gedeelte is baie interessant en ek wil nie in diepte daarop ingaan nie, maar ek wil hê jy moet hierdie beeld sien, dat hierdie sieke is nie in staat om kerk toe te kom nie. Kom ons gebruik ons hedendaagse woorde. Hy kan nie kerk toe kom nie. Hy is heel waarskynlik bedleend, want hy moet die mense na hom toe laat kom. Hulle moet oor hom kom bid. Hy lê heel waarskynlik in 'n bed. Hy is heel waarskynlik op die laaste van sy oomblik. Hy is siek, hy is seer. Dis nie vir hom moontlik om uit die huis uit te kom of uit die hospitaal uit te kom of waar op hy is nie. En die Here sê dan vir ons hierso deur Jakobus, hy sê dit is nie net een persoon se roeping om dan na hierdie ou toe te gaan nie. Hy sê daar's gebed in die saamkom van mense. Laat die ouderlinge kom, laat julle moet almal kom en julle moet saam bid. Julle moet hande vat en julle moet hierdie ou salf en julle moet vir hom bid. Nou salwing was baie op verskeie maniere verstaan. Die Rooms-Katolieke verstaan dat jy kan 'n ou salfie op sy sterfbed en dan gaan die Here sy sonde vergewe en dan gaan hy hemel toe en dies meer. Vir ander mense sê nee, die salwing is 'n geneesmiddel, dis medikasie en daar's baie skrifte wat al twee ondersteun. Maar in die konteks hier van Jakobus se boodskap is salwing hier het iets te doen met die werking van die Heilige Gees in hierdie omstandighede nou. Ek wil nou 'n deurbraak hê. Ek het nou 'n antwoord nodig. En salwing beteken om iemand af te sonder. Dit is soos om jou hand op iemand te sit wanneer jy vir hom bid en wanneer jy jou hand op hierdie persoon sit, dan voel hierdie persoon, hierdie gebed is spesiaal vir my. Is dit nie so nie? Dis wat salwing doen. Salwing is soos wanneer iemand sy hande op jou sit en hy vir jou bid en jy voel maar hierdie gebed is nie sommer net 'n algemene gebed nie. Hierdie is 'n gebed spesifiek vir my. Dis wat salwing doen. Hy sonder jou af. Dit laat jou verstaan dat hierdie oomblik is jou oomblik. Jakobus gaan aan, hy sê die gelowige gebed sal die sieke gesond laat word en die Here sal hom weer oprig en as hy sonde gedoen het, sal hy vergewe word. Nou sommige mense glo of het geglo dat hierdie vers verwys na toekomsgebeure, na eskatologiese gebeure. Luister, almal gaan opstaan met die koms van Jesus. Maar dit is nie die konteks van Jakobus se versoek hierson nie. Sy konteks is nou hier.
Here, hier lê 'n persoon wat siek is. Hierdie ou het nou 'n ingryping nodig. Hy het nou deurbraak nodig. Here, hierdie persoon sit in 'n finansiële krisis. Die aftrekorders gaan oor môre af en daar's niks in my rekening nie. Hy soek die antwoorde nou. En dis waarna Jakobus hier verwys. En die realiteit van ons lewe en hoe ons die lewe ervaar, is dat selfs, maak nie saak hoe gelowig jy bid nie, soms gebeur dinge net eenvoudig nie soos wat jy dit wil hê nie. En daar is nie 'n of ander formule wat ek vir jou kan gee en vir jou vanmôre sê, hoor jy, al wat jy moet doen is, punt 1, 2, 3 en 4 moet jy presies net so volg, en as jy dit doen, dan aktiveer jy die Here se genade in jou lewe en môreoggend is jou bankrekening vol geld. Of jou siekte is genees, of wat ook al nie. Ongeag hoe siek die persoon is, sê die Bybel hier, hy sal opgerig word. En dan dink ons miskien dalk in die laaste dag. Maar ek wil vanmôre wil ek die volgende stellings maak en gun my die geleentheid om net hierdie konteks vir jou te bou sodat jy verstaan wat ek gaan sê nou. Jy sien, ons het soms onrealistiese verwagting. En daar's baie gebroke verwagtinge van sommige Christene dat ons altyd genesing moet verwag. In my eie familie en mense in die gemeente, en ek dink dis menslik dat wanneer jy siek is en ons bid vir jou, of wanneer daar 'n kind op sterwe lê en jy gaan staan daar, dan is jou verwagting, Here gryp in hierdie oomblik, asseblief kom deur vir my kind, asseblief kom deur vir my gesondheid, asseblief kom deur vir my finansies, of vir wat ook versoek jy ook al het, en dan gebeur dit net nie altyd so nie. Sommige mense glo dat jy durf nie sê ek is siek nie. Want wanneer jy dit sê, dan verklaar jy dit oor jou en lewe en dood lê in die mag van die tong. So wat doen ons? Nee, want dit gaan uitstekend met my en intussen is jy besig om te sterf. Ken julle sulke mense? Almal van ons ken sulke mense. En dan kry jy die ander klompie wat sê, wanneer jy siek is, moet jy net nie na 'n dokter toe gaan nie, want om na 'n dokter toe te gaan beteken dat jy ongelowig is. So ons vermy die behandeling en uiteindelik sterf ons. Nou ek wil vanmôre hierdie stelling maak en ek wil sê dat as jy Jakobus 5 vers 15 uit konteks uitleef, dan kan jy baie maklik hierdie konsepte of hierdie idee kan jy kry. Maar die Nuwe Testament sê vir ons baie duidelik dat die siekes nie altyd gesond word nie. Selfs met die mees gelowigste gebed. In 2 Korintiërs 12 vers 8 en 9 is Paulus 'n baie goeie voorbeeld van 'n gelowige man wat die Here het hom kragtig gebruik en hy het 'n groot deel van die Nuwe Testament geskryf. En die Bybel sê hier in 2 Korintiërs 12, hy sê hy loop met 'n krankheid in sy liggaam en hy sê, ag Here, kan U nie asseblief hierdie doring in my vlees van my af verwyder nie? En God sê vir hom, nee, my genade is vir jou genoeg. Nou loop hy met daai pyn, wat dit ook al was. En ek en jy wil nie altyd hierdie realiteite hoor nie. Kan ek vanmôre hierdie stelling maak en vir jou sê dat 'n mens se sterfkoers is 100%. Pastoor, ons wil nie dit hoor hier in die nuwe jaar nie. Ons sterfkoers is 100%. En die realiteit van almal van ons wys dat almal van ons aan die einde van die dag tot sterwe kom. En soms is dis dalk deur siekte, dis dalk deur 'n ongeluk of een of ander onnatuurlike oorsake, dalk as gevolg van ouderdom, wat ook al die geval is, geen gelowige gebed gaan daardie realiteit omdraai nie. Almal van ons kom tot sterwe, weet jy? As jy deur die Bybel blaai, dan sien jy dat almal wat Jesus uit die dood uit opgewek het, ook aan die einde van die dag mag gesterf het. Die wat genees was in daardie oomblikke het aan die einde van die dag ook mag gesterwe. Niemand van hulle lewe meer vandag nie. So kom ons aanvaar daardie realiteit. Hoe verstaan ons dan hierdie skrif? Beteken dit dat ons magteloos is en dat ons nie kan bid nie, want alles gaan in elk geval gebeur? Nee. Maar Jakobus se stelling hierso
is nie een of ander formule nie. Dis 'n geloofsverklaring en dis nie 'n waarborg nie. Dis wat hy hierso doen. Maar in die lewe het ons mos nou geleer. Jesus sê self, hy sê, vra en vir julle sal gegee word, soek en julle sal vind, koop, klop en vir julle sal oopgemaak word, want elkeen wat vra ontvang, en hy wat soek vind, en vir hom wat klop sal oopgemaak word. As ons vra volgens sy wil. En baie mense het al gevra en gevra en gevra, gesmeek, gesoebat. WhatsApps en boodskappe die wêreld volgestuur, bid asseblief vir ons, vir dit en vir dit. En soms werk dit nie uit soos wat jy dit wil hê nie. Het God jou vergeet? Nee. Dinge werk nie altyd uit soos wat ek en jy dit graag laat uitwerk nie. So waarom dan nie? Waarom bid ons dan? Wat is die doel van gebed dan, as ons bid en ons smeek die Here en dinge werk nie altyd uit soos wat ons dit graag wil hê nie? Ek maak 'n poging om hierdie antwoord te antwoord, en ek wil eerstens vir jou sê, gebed is 'n gesprek, dit bou verhouding, dis nie net 'n lys versoeke nie. Die tweede ding is, gebed verander jou, dit verander nie vir God nie, hy is gister, vandag en môre presies dieselfde. Het ons al ooit, wanneer ons in 'n gebed is, daar gesit en gesê, Here, wat is dit binne in my, wat hierdie situasie moet verander? Wat moet verander in my gees? Wat moet verander in my gemoed? Here, ek staan voor 'n vuur, en ek sien voor my aangesig, alles brand weg. Wat is dit wat hier binne in my hart moet verander? Wat is dit wat ek moet sien, wat ek moet weet? Here, hierso is my huis, my gebou, my besigheid, my dorp, weggevee. Hulle sê, daar's nie eens fondasies oor nie. Here, wat is dit wat ek moet weet? Wat is dit wat ek moet leer? Dis deel van gebed. Derdens, gebed is om by God in te skakel en nie hy by ons nie. Jesus leer ons in die Onse Vader gebed, hy sê, Here, hy sê, laat u wil geskied, laat u naam geheilig word, laat u wil geskied, soos in die hemel, net soos ook op die aarde. Laat u wil geskied. Ek moet erken in my gebed, dat my wil dalk nie altyd ooreenstem met die wil van God nie. En soms is dit hartverskeurend vir my. Die vierde punt is, gebed is oorlogsvoering. Met gebed sê jy dat jy weier om sonde en die gebrokenheid as normaal te aanvaar. Verder, gebed sonder jou af. Dit is 'n persoonlike verklaring dat jou ingryping beperk is en dat jy van God afhanklik is. Gebed is om aan God vas te hou, al gly alles deur jou vingers. Laastens, gebed help jou om verder te kyk as nou, want ons hoop eindig nie hier nie. Ons hoop eindig nie hier nie. Jakobus kom nader na die einde toe. Hy sê, bely julle sondes teenoor mekaar en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Die gebed van 'n regverdige is baie kragtig in sy uitwerking. Okay, wie is hierdie regverdige? Wie is hy? Dis nie 'n spesiale super Christen nie. Dis net 'n gelowige wat in 'n regte verhouding met God staan en wie se lewe sigbaar gekenmerk word deur integriteit, gehoorsaamheid en bekering. Dis iemand wat leef en alles probeer doen na God se wil. Beteken dit dat jy sonder sonde moet wees? Nee. As ons sonder sonde was, het ons nie Christus nodig gehad nie. As ons volmaak was, het ons nie nodig gehad om Sondag kerk toe te kom, om deur die woord van die Here gestig te word nie. Maar ons is almal misluk soms, ons almal maak foute, en die Bybel sê, as iemand dink hy sonder sonde, dan bedrieg hy homself en is die waarheid nie in ons nie. So die feit dat jy sondeloos lewe is nie noodwendige kondisie dat jou gebed sal werk nie. Maar dis hierdie uitroep en hierdie nood wat sê, Here, ek het U nodig, ek sit hier en ek is magteloos, dis uit my beheer uit, en ek gryp God aan. Jakobus se beklemming lê op belydenis. Here, ek misluk in wat ek doen. Here, ek is feilbaar.
Ek maak nie vrede met die sonde nie, ek maak nie vrede met die gebrokenheid nie. Wie kwalifiseer nou aan die einde van die dag? Jakobus kom en hy sê mense kyk 'n bietjie na Elia, een van die groot profete van die Ou Testament. Hy sê hierdie ou het gebid en die reën het opgehou, en hy het gebid en die reën het geval. Hy sê dis 'n gewone mens, net soos ons. Net soos ek en jy. Wat het hom regverdig gemaak? Ons moet in lyn lewe met God se wil. Ek wil jou terugvat na verlede jaar toe. Kyk gaan na hierdie prentjie. Onthou julle hierdie meisie? Lexie. Ons ken haar as Lexie. Op die 7de November verlede jaar het ons vir Lexie gedoop hier so vir haar en haar sussie en hulle maatjie. Hulle ma en pa was saam met ons in die diens daardie oggend. Hulle het na die diens saam met ons kom eet hier by ons gemeenteete. Ek wil jou terugvat en ek wil jou herinner wat Lexie gesê het oor hoekom sy hierdie besluit neem. Hoor gou wat sê sy. Good morning, I'm Alexandra Pino, but my friends and family know me as Lexie. As a baby, Mom and Dad had a dedication service for me, and they truly did fulfill their promise that they made that day. I grew up in a loving Christian home, and today I'm being baptized so that I can thank the Lord for being my Savior and friend. There have been many days when the world felt upside down and that no one was there to hold my hand, but there was definitely always that one person that was there through anything and everything and through it all, and that I could always turn to in prayer at any time of the day or night, and that was Lord Jesus. There are two verses that I hold on to. I can do all things through Christ who strengthens me, Philippians 4 verse 13, and be strong and courageous. Do not be afraid, do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go, Joshua 1 verse 9. Thank you, Lord Jesus, for making my day truly special by being here with me today in spirit, and for making it an unforgettable day. Amen. Lexie, op jou eie belydenis doop ek jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Op die 5de Desember, toe is Lexie in 'n motorongeluk in Namibië. Hulle was 5 mense in die kar. 3 van die 5 het gesterf in die ongeluk. Maar Lexie het baie ernstig seer gekry. Ek kry hierdie foto wat vir Wilma gestuur het van haar pa wat onder 'n tafel sit langs haar hospitaalbed. Magteloos. Moedeloos. Jy sien 'n pa word geïdentifiseer as die versorger en die beskermer van sy gesin. Sy identiteit is hieraan gekoppel. En hier sit hierdie pa, kyk na die foto's van sy dogter. En die pa, daar's niks wat hy kan doen om te beskerm nie. Daar's niks wat hy kan doen om te versorg nie. En voor sy oë glip sy dogter se lewe deur sy vingers. Die gebed van die regverdige het 'n kragtige uitwerking. Julle het gehoor wat Lexie gesê het, dat ek is tot alles in staat. Julle het gehoor dat sy in haar verklaring 3 maande voor die ongeluk gesê het, dat selfs in die moeilike tye, selfs in die uiterste tye, die Here sal daar wees vir my. Hulle het met Lexie gestoei en 'n mens vra, waar was God? Jy sien, geloof in sekere plekke is net eenvoudig nie genoeg nie. Ons glo en ons voel as ons genoeg glo, dan sal alles regkom en dan gebeur dit nie. Waar is God wanneer dit saak maak? Ek wil vanmôre wil ek vir jou sê, God is teenwoordig, maar hy's nie altyd teenwoordig op 'n manier wat die pyn, die vrees en die magteloosheid kanselleer nie. Jesus huil by Lazarus se graf. Hy voel die emosie. In Psalm lees ons dat die psalmis uitskree, hoekom Here, hoekom? En dis nie ongeloof nie.
Dis nie ongeloof nie. Dit is geloof wat weier om God se hand te los, selfs in die middel van verwarring. Dit is wat dit is. Daar's Lexie. Die familie skryf op BackaBuddy die volgende. Lex spent agonizing weeks in the hospital in Namibia, fighting for her life day by day. She suffered a collapsed lung, a tear in her liver, 7 broken bones, and devastating internal injuries. There were moments we were terrified we would lose her. Moments where all we could do was pray and place our faith in God's hands. And God answered, and He kept her here. Lex is here for a reason. We believe God spared her life because He has a greater purpose for her, even if we don't understand it yet. Her survival is a testimony of God's grace, and we are holding on to hope, faith, and the belief in miracles. Goed. Die kragtige gebed van 'n regverdige. So Jakobus 5 vers 16 is nie 'n belofte dat gebed altyd fisiese genesing op aanvraag afdwing nie. Die krag van gebed lê nie daarin dat die bidder beheer oor die uitkoms het nie, maar dat gebed die mens aan God verbind wanneer alle hoop uit sy hande uitgly. So, wat moet jy bid wanneer jy bid? Hoe moet jy bid? Ek dink, en dis dalk nie 'n volledige lys nie, maar kan ek vir die volgende sê. Ek dink dit is goed om te begin deur te sê, Here, ek het nie die antwoorde nie. Ek voel magteloos. Ek weet nie wat om te doen nie. My planne is op. Ek is bang. Ek is angsbevange. Ek voel magteloos. Ek voel hopeloos. Here, ek weet nie hoe om verder aan te gaan nie. Ek dink dit is goed om daar te begin. Psalm 13 vers 22. En dan om te sê, Here, hier is ek. Ek gee oor. Daar's niks behalwe myself wat ek meer kan aanbied nie. Daar's niks behalwe hierdie persoon wat ek meer op die altaar kan neersit. Hierdie familie het nie 'n mediese fonds nie. Hierdie kind was amper 6 weke in die ICU waar hulle geveg het vir haar lewe en nie geweet het of sy dit sal maak nie. Maar jy sien, God se werk is nie afhanklik van jou mediese fonds of van al jou geld of van al jou hulpbronne nie. Dis wanneer jy op daardie plek kom waar niks van daai goed meer 'n verskil maak nie. En al wat jy kan bid is wanneer jy kan sê, al wat ek het om te gee is net myself. Daar's niks meer wat ek kan aanbied nie. Wat bid jy wanneer jou kind sterwend voor jou lê? Wat se woorde maak die verskil? Wat kan jy sê om die oomblik beter te laat voel, behalwe om te sê, ek gee myself alles vir U, 'n totale oorgawe. En dan vra jy vir genade, jy sê, Here, gee vir my genoeg om deur hierdie oomblik te kom. Gee net vir my die krag om deur hierdie dag te kom. Moenie my hand los wanneer ek moeg en moedeloos voel en hopeloos en magteloos is in hierdie omstandighede. Vat net my hand en lei my deur hierdie situasie. En laastens, Here, stuur vir my mense op my pad. Mense wat vir ons kan bid, wat kan intree wanneer jy nie voel jy kan nie. Mense wat op hulle knieë voor God kan staan en God kan aanroep wanneer jy nie voel jy het krag om dit te doen nie. Want gewoonlik in 'n situasie soos hierdie is jy so uitgemergel. En dan kom jy ander mense in, daai familie en vriende. Jakobus 5 vers 14 en 16. En hulle bid saam met jou.
En dis wat ons kan doen. So, wie is die regverdige? Kom ek antwoord hierdie vraag so. En ek gaan daarby afsluit. Die regverdige is die mens deur wie se lewe die Heilige Gees Christus projekteer. Die regverdige is die mens deur wie se lewe die Heilige Gees Christus projekteer. Dis dit. In die ingangsportaal staan ons projektor. Ek verwys altyd na daardie projektor. Jy sien as daar nie 'n lig deur daardie filmband skyn nie, is daar nie 'n projeksie nie. No light, no projection. As jy wil hê, jy moet die kwalifikasie van regverdige sit, dan moet ons lewens Christus projekteer deur die inwerking van die Heilige Gees in ons harte. En dis regtig al wat ek vir u kan sê. Want sonder Christus is daar niks. Geen hoop nie. Niks om aan vas te hou. Ons is nie gebou om hier te bly nie. Maar ons is hier om 'n verskil te maak in die naam van Jesus. So laat dit jou nuwejaarsvoorneme wees, dat jy die Heilige Gees sal toelaat in jou lewe op so 'n wyse, dat jou lewe die Heilige Gees projekteer. As ons dit kan regkry, en dit gaan nie maklik wees nie, as ons dit kan regkry, dan wil ek vir u sê, sal ons gebede groot krag hê. Dit sal ons dorp verander, dit sal ons kinders verander, dit sal ons omstandighede dalk verander, maar dit sal ons altyd help om vas te hou aan die hoop van Jesus Christus, ongeag wat. Kom ons sluit ons oop. Here, ek sê vir u, dankie vir u woord. Dankie vir dit wat u vir ons doen. Ek weet vanmôre is hier baie mense wat miskien dalk in daardie plek is waar hulle magteloos, moedeloos, soos daardie pa onder 'n tafel sit. Daar's nie meer woorde wat hy kan uitspreek nie. Al wat hy kan gee is homself. Ek bid, Here, dat ons hierdie boodskap sal vasmaak in ons harte vir die jaar wat voor lê. Dat ons die Heilige Gees in ons lewens sal innooi om Jesus te projekteer. Ek vra dit in u naam alleen. En ek wil vir u sê, dankie Here, dat u Lexie se lewe gespaar het. Ons bid vir hulle familie wat 3 van hulle geliefdes moet begrawe, of moes begrawe. Dat jy hulle sal versterk in die pad wat voor lê. Ons bid vir Lexie, dat hy haar volkome sal genees, en dat ons die getuienis nog sal hoor. En ek loof u daarvoor. Amen.